Goeiemôre almal, ek hoop dit gaan sommer baie goed met julle almal. En welkom terug, soos julle kan sien, ek het my braai hempie aan. Dis amper naweek, ons gaan 'n lekker choppie braai, 'n lekker skaap choppie in die Karoo. So, my vorige video voorbereiding in Afrikaans het ons gesels oor die feit dat ons mense moet regtig ernstig begin voorberei, want dinge lyk nie verskriklik baie positief in Suid-Afrika op die stadium nie. So, ek het gedink om hierdie video te maak en vir julle die opsies te verduidelik. Nou baie van julle wat voorberei weet wat die opsies is. So ek wil gou vinnig stil staan by die 3 opsies. En laat ons kan kyk wat is die beste vir jou. En op die einde van die dag moet jy besef dat jou veiligheid van jou familie en jou eie veiligheid is jou verantwoordelikheid. Daar is niemand in hierdie wêreld wat dit gaan opneem. Nee, jy moet dit self aanvaar, jy sal self die werk moet doen. So kom ons begin. So daar is 3 opsies. Die eerste opsie is, jy staan vas binne 'n stad. Want meeste van ons mense bly binne die stede. Dit is ongelukkig so. So die eerste opsie is, jy staan vas binne die stad. Nou ek persoonlik dink dit is nie 'n verskriklike wyse opsie nie. Bloot vir die rede is dat jy gaan 'n groot gros mense nodig hê, of 'n groot groep mense nodig hê, om te kan vas staan in die stede. Ongelukkig, al ons dorpe, al ons stede het verskriklik baie lokasies en shantytowns reg rondom die stede, en selfs die kleiner dorpe. En wat ons gesien het in KZN 2021 is dat baie van die mense wat betrokke was daarbey was opportunisties. Baie van hulle was nie betrokke gewees by die organisasie van die ding nie, of om die ding te begin nie, maar sodra die ding begin het baie van die regtig armes van die armes, het ingeval by die proses, en dit is waar die gevaar lê. Julius Malema het op 'n stadium 'n interview gedoen waar hy gesê het is dat die volgende revolusie in Suid-Afrika gaan leierloos wees. Daar gaan nie 'n spesifieke leier wees wat voor gaan hardloop en die charge gaan lei nie. So, as jy binne die stede gaan bly, gaan jy regtig 'n groot groep mense nodig hê, en jy gaan regtig lank moet kan vas staan. En jy gaan die selfverdedigingsvermoë moet hê om verskriklik lank te kan staan. Nou as jy dit reg kry, en jy het die vermoë om jouself te verdedig, en jammer ek praat nou so agter die tafel om, want ongelukkig kan 'n ou sekere goeders nie sê volgens die platform nie. En kom ons sê jy het genoeg kos. Op 'n stadium gaan jy definitief uit water uithardloop, want nou onthou nou, al die water kom van sentrale punte af, daar gaan nie meer krag wees nie, daar gaan nie meer mense wees wat die werk doen nie. So al staan jy jou man selfverdedigingsgewys en jy het genoeg kos om te oorleef, gaan jy op 'n stadium uit water uithardloop. En ek dink om vir 'n lang periode van tyd vas te staan gaan so erg op julle mense wees. Jy gaan op 'n stadium met gat voor raak. Jy gaan dit nie as jy dit oorleef. So dis die eerste opsie. Die tweede opsie is wat ek noem die konvooi opsie. Die konvooi groepe. Nou ek het al voorheen gesê dat as dit die enigste opsie is wat jy tans het, gebruik dit. Okay? 'n plan is beter as geen plan nie. Nou daar's net een rede hoekom ek gekant is teen die konvooi groepe. Ek is nie gekant teen die feit dat dit ons mense is nie, daar's baie goeie mense daarso, en daar's mense wat my persoonlik ken binne in hierdie groepe, wat vir jou sal sê dat ek op 'n stadium goed betrokke was binne een van daai konvooi groepe, en hoe meer ek betrokke geraak het, hoe meer het ek besef dat dit is, daar's een aspek omtrent dit waarmee ek nie saamstem nie. Een van hulle strategieë is dat hulle sal onttrek sodra dinge warm raak. En my opinie volgens dit is dat dit gaan dan te laat wees om te onttrek.
Op elke hoofpad in Suid-Afrika, wat verby 'n dorp of 'n stad ry, is daar 'n lokasie. Jy kan gaan kyk, toe ons die oefeninge gedoen het, kan jy gaan kyk na die tyrebrandmerke op die teerpaai, jy kan dit fisies sien, waar hulle gestraik het en getooi het, en waar hulle die paai toegemaak het. En dit is die enigste rede hoekom ons teen dit besluit het, en ons self onttrek het uit hierdie konvooi groep uit, is bloot vir die feit dat die reëling was dat 'n leier iewerste ernsste in die Karoo sal die finale besluit maak dat mense moet onttrek. En ek kan nie my familie se veiligheid in die hande los van iemand wat elders sit, wat nie op die grond is saam met ons nie. Toe is die redenasie, ja wel, daar's leiers op die grond wat gaan kommunikeer met hulle, maar die punt van die saak is, as jy wil onttrek, moet jy voor die tyd onttrek. Jy moet voor die tyd onttrek. Jy kan nie onttrek as dinge klaar warm is, die paaie klaar toe is, en die mense klaar begin hardloop van winkel na winkel en van huis na huis, besig om te steel nie. Jy gaan dit eenvoudig net nie maak nie. En ongelukkig, 'n konvooi van 10 plus voertuie is lank. Ons het al 'n konvooi gery met 30, 40 voertuie. Dis 'n paar kilometers lank. Jy staan uit, daar's 'n target, 'n bullseye op daai verpink konvooi. So, 'n konvooi onttrekking kan net werk as jy dit voor die tyd doen. Jy kan dit nie doen in die midde van anargie nie. Jy gaan dit nie maak nie. En dan die derde opsie. En ek wil net weer sê, as dit die enigste opsie is wat jy het, is dit beter as niks nie. Dan is dit at least iets. Dan die derde opsie is die opsie wat ons gevat het. En een van die kykers op die ander kanaal het kommentaar gelewer en gesê dat om te verhuis is eintlik die beste opsie. Nou, dit is nie die maklikste opsie nie, want meeste van ons moet werk. Jy moet werk in die stad of die dorp waar jy is vir jou inkomste, maar jy gaan op 'n stadium in die spieël moet kyk en jy gaan moet besluit. Is dit die moeite werd om die kans te vat en nie te bly en dit dalk nie te oorleef nie? In stede soos Pretoria en Johannesburg kan ek jou waarborg, jy gaan dit nie maak as jy nie betyds uitkom nie. Jy gaan dit nie maak nie. Die lokasies om Pretoria en Johannesburg, selfs in stede soos Bloemfontein, Durban, Richards Bay in 2021, daai mense was vasgevang gewees. Want Richards Bay het net 2 uitgange. Hulle was vasgevang gewees binne in Richards Bay. Dit is 'n voorbeeld. So die besluit wat jy gaan moet maak is gaan jy jou gemak, gaan jy jou besittings, gaan jy jou finansiële onafhanklikheid prys gee om te oorleef, want dit is waar ons tans is. Ons is tans in 'n oorlewingsstryd. En daar's mense wat dit gedoen het. Ons het dit gedoen. Ons het opgepak en glo my, dis nie maklik nie, dis nie lekker nie. Jy verloor baie van jou vriende, jy verloor baie van jou familielede wat nie saamstem nie. Jy verloor finansiële sekuriteit. Maar die vraag wat jy jouself moet vra, is dit die moeite werd? Is dit jou lewe dit werd? Die spesifieke persoon, ek het 2 kommentare gehad, die een persoon sê, hulle het vir 'n jaar lank in 'n tent gebly, en hulle het een of ander modderhuis gebou. Ek weet nie hoe hulle dit gebou nie, maar hulle het 'n modderhuis gebou. Die ander persoon het gesê dat hulle het ook vir 'n lang tyd in 'n tent gebly, om die vervalle huisie reg te maak, wat hulle op die stukkie grond gekoop het, en is in die middel van nêrens nie. En hulle moes alles verkoop het, om finansiëel daar te kan uitkom, om veiliger te kan wees. En hulle gemak af te sê, en hulle aardse besittings af te sê, om hulle familie se veiligheid te verseker.
want daar is gewaarborg kak op pad in hierdie land. Julle hoor wat skree Julius Malema. Julle hoor wat skree hierdie Nota Belooi oukie. Hy wil ons in die see jaag. Hulle sê dit nie net omdat hulle gesê word om dit te sê nie, hulle sê wat dit gaan gebeur. En die massas, jy kort net 'n handjievol ouens om 'n ding te begin in 'n stad of 'n dorp. En die opportuniste gaan volg. Hulle gaan volg, selfs soos Keiser in 2021. Leer daaruit, asseblief. In elk geval, like, share en subscribe en ons is lief vir julle almal. God seën.